Baie welkom hier vanaand by ons tweede deel van Pinkster 2024. Dit is so lekker dat almal hier kan wees vanaand. Dit is veral lekker om die kinders hier voor te sien. Welkom aan julle spesiaal. Okay, daar gaan ons nou. Baie welkom hier vanaand. Kan ek sommer net vra dat ons na mekaar toe draai vir 'n sekond en sommer net vir mekaar hallo sê. As jy 'n introvert is, gebruik hierdie oomblik om jou e-mails te check. Ons het sommer net so 'n paar Pinkster spesifieke afkondigings wat ons wil maak. Die eerste een is, die kinderpinkster gebeur net wanneer die poppekas verdaag. So as daar enige kinders is, julle moet net vir Pinkster Panda volg, maar hy gaan vir julle presies sê, ons vra net asseblief dat dit net van 0 jaar of soort van graad 0 tot by graad 6 is, maar nie ouer kinders as dit nie, asseblief. Daar was gister blykbaar pandemonium gewees. Dan sê hulle ook net wat die kinderpinkster aanbetref, wil hulle Sondag wat kom in die kerk 'n video wys oor die kinderpinkster, maar hulle vra net dat as jy nie wil hê jou kind se gesig moet op die video verskyn nie, dat jy asseblief net vir Anel sal sê na die diens of wanneer ook al jy haar raakloop, dan haal sy net dit uit die video uit. En dan het ons natuurlik ons Zitulele pannekoeke wat ons verkoop na die tyd. Ons maak nou 'n sterk link tussen Zitulele en Pinkster. En ons hoop eintlik om 'n bietjie van 'n fondsinsameling daarvan te maak in die toekoms ook vir Zitulele. Daar's 'n klomp behoeftes in Zitulele en eintlik groei ons betrokkenheid daar ongelooflik goed. Die tieners gaan nou weer gaan besoek van die 15de Junie tot die 26ste Junie. So ons is regtig baie opgewonde en al die geld gaan daarvoor. So dit is die pannekoek. Dit is na die tyd daarvoor beskikbaar. Jy kan met SnapScan betaal en jy kan net asseblief die Zitulele verwysing gebruik as jy op SnapScan betaal. Dan gaan ons van jou weet, ons het meer gemaak as gisterand, ons hoop dit is vanaand genoeg. Dan wil ek ook net vra, ons het in die week het ons 'n boorgat gesink in Zitulele, die hospitaal waaraan die sendingstasie gekoppel is, het die water afgesny na die sendingstasie toe. So ons het 'n boorgat gesink en ons wil nou 'n tank met 'n pomp opsit. So as dit op jou hart druk om sommer 'n algemene donasie vir Zitulele te maak, doen dit asseblief. En weet, ons gaan baie spesifiek 'n Jojo tank en 'n pomp koop met daai geld. Kom ons sit sommer net so en dan word ons vir 'n oomblik lekker rustig. Ek wil jou sommer net uitnooi om stil te word. Dalk is dit die eerste keer vandag wat jy net 'n bietjie kan stil word. En haal sommer net 'n lekker diep asem. Probeer sommer net vir 'n oomblik bewus word van God se gees, sy ruach, sy asem wat binne jou beweeg. En dan gaan ons sommer net 'n responsiewe gebed doen. So kyk sommer net na die skerm terwyl ons so sit, gaan die woorde daar op die skerm wees. Nader tot die Here, nader tot die Here. Hy sal getrou ook nader tot jou. Naby aan ons Here, naby aan ons Here. Waar lê u weer en die naam verkeer, is u naby aan ons Here. Hier deur u Gees wil u by ons wees, ons nader tot u. Ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun Die Seenkers wil nie vanaand werk nie, maar die Seun is verseker hier en die Heilige Gees. Dit is die God op wie jy maar kan vertrou, sê Psalm 25 vir ons. Ja, niemand wat wag op die Here, hoef ooit skaam te wees nie, sê die Psalm. Die Here maak die weg aan ons bekend. Hy wil hê dat ons met vreugde hierdie weg sal loop. Hy sal jou nooit los om hierdie pad alleen te stap nie. Mag hy jou deur sy waarheid op die avontuur van die lewe lei. Want al die paaie van die Here is troue liefde en waarheid. Daarom kan ons sy medereisigers op hom vertrou. Amen.
Dit gee vir ons rede om te staan en sing. Kom ons staan op en dan sing ons 2 lofliedere. Vader, Seun, Heilige Gees en God is liefde. Vader, Seun, Heilige Gees, U sal ons die heerlikheid kan verword die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip ons verstaan, is die grootheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, lof hom tot in ewigheid. Grote God, aan U die eer, heerlijk is haar regeer. Hemels is U majesteit, heilig U gerechtigheid, U wat alles onderhou, wees ewig en getrouw. In genade groot en rijk, bouw U die koninkrijk, voordat ek kon kies kon vra, het U seën my vlug gedra. Ek kon vind en my gekry, en nog my skuld bely. Oor alles God en lof, open oë van geloof, dat ons siel geen goed of kwaad, ook aan toeval oorgelaat, ook aan ons begrip verstaan, al wat is in stand. Maats, is julle reg om 'n belangrike gas te verwelkom? Gaan ons op 3 skree panda. Is julle reg? Ek sien iemand daar agter. Is julle reg? 1 2 3. O, wie kom hierso? Daarom is ek die enigste dier hier vanaand nie. Julle kan weer as nog diere
Wat as dit 'n wilde diere was, soos 'n leeu, want hierdie is leeuwêreld. Ons is in die Oos-Kaap, nie die Wildtuin nie. Is nie. Mitsie het gesê hierdie is die wilde kus. Dis wild hierso. Waar is daardie muis? Dapper se voet. File, ons weet jy's nie dood nie. Dit gaan nie help dat jy's dood speel nie. Staan op. Nee! Staan op, Fila. Kyk of jy iets by die ruit kan uitsien. Ek kan niks sien nie. Ek is nagblind. Ek is bang. Bel jou ma, Vila. Ouens, ek ken daai geluid. Wat maak so? Dis iets wat baie groter is as ons. Ek is nog te jonk om 'n porkbelly te wees. Wat as dit 'n wilde gees is? Of 'n pofslang. Dit klink soos wat? Kan jy nie my lippe lees nie, Kammy? 'n Pofslang. Dit sal so klink want jy's doof. Hy sê, wat as dit 'n pofadder is? Hey ouens. Hou op skree. Dis net ek. En het julle ook die bees gesien? Die wat? Ons dog ons sien die gees. Nee man, ryk. Dis net beeste. Julle is langs 'n koeiplaas. Soos in koeie. Sien julle nou? Dis hoekom ek nie melk drink nie. Melk klink so. Ek is koei intolerant. My ma is ook allergies vir melk en vir varkvleis. Die punt is, ons weet nie waar ons is nie. Die beeste weet waar hulle is. Ja, hulle is langs ons. En Mitsie, waar was jy? Jy het net weggehardloop en ons net hier gelos. Is nie. Kyk, ek het gehardloop so vinnig as wat my muispootjies my kon dra om Syn te gaan soek. En so waar, daar kry ek vir Snoekie in die hande op die telefoon. Sy het vir my 'n voice note gestuur. Luister. It's live. My foon. Ek kan nie glo julle het sonder my gery nie. So ek het maar op 'n vliegtuig geklim en Mthatha toe gevlieg. En 'n taxi het my in Zitulele gaan aflaai. Maar dit was al eergister en julle is nog steeds nie hier nie. Nou ja, julle het seker verdwaal. Ek weet ook nie waar julle is nie. Nou, hoe help dit ons, Mitsie? Wou julle vir my sê dat ek saam met Snoekie kon vlieg? Sy het GPS-koördinate gestuur van die kerk. So ons sit nou net my foon se maps aan en tada! Presies. Ons kon al lankal van hier af gedaan. Getarra het rot. Hoekom het ons nie van die begin af die GPS-koördinate gebruik nie? Want jy het nie eers vir jou ma geluister as sy praat nie. Daarom luister jy ook nie as die tannie op die GPS praat nie. Ja, want sy sê die hele tyd hoe verkeerd ons is. Dalk moet Mitsie net leer wat is links en wat is regs. En dan sal ons op die regte weg wees. Kan ons net ry en daar kom? Want we drove all night to get to you. We drove all night. Dit was oggend en dit was aand en dit was al die derde dag. Ek kan nie meer sit in hierdie kar nie. Die aarde is vinniger geskep as wat jy bestuur, Kammy. Ek gaan nie jaag nie. Dis as jy jaag dat jy op die verkeerde pad beland. Ja, ons was al klaar op 'n ompad en speed kills. Ons is op die regte pad die keer. Ek beloof. Kom ons speel ek sien met my kleine oogies. Krokkie, jy bedoel, kom ek sien met my kleine bril. Ag, sjoes Ot. Ek sien iets wat met 'n L begin. Ek weet. 'n Likkewaan. 'n Lampel, Vila. Ek is 'n krokodil. 'n Krokodil. En ek sien 'n lampel. 'n Lig. Julle moet lekker wees, hoor. Kyk wat sien ons in die lig. Kyk, die lele plek. Ah, ons is hier. Zikulele.
Nou moet ons net vir Snoekie kry. Ai, Maar waar begin ons soek? ai. Vriende, kom ons staan en dan sing ons nog 2 liedere, Nader tot die Here en Soos 'n Wildspok. Nader tot die Here, nader tot die Here, Hy sal getrou ook nader tot jou, nader tot die Here, naby aan ons Here, naby aan ons Here, waar 2 of meer in die naam verkeer, is hy naby aan ons Here. Ek nader tot die Here, ek nader tot die Here, Heer, Here Gees, wil U by my wees, ek nader tot die Here, U is naby aan ons Here, ons nader tot die Here. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam.
My Here God, ek het geen idee waarheen ek op pad is nie. Ek sien nie die pad voor my nie. Ek kan nie verseker weet waar dit sal eindig nie. Ek ken ook nie eers regtig myself nie. En die feit dat ek dink dat ek U wil volg, beteken nie dat ek dit eintlik doen nie. Maar ek glo dat die begeerte om U te behaag, U in werklikheid behaag. En ek hoop dat daardie begeerte in alles wat ek doen sal hê. Ek hoop dat ek nooit iets anders as daardie begeerte sal doen nie. En ek weet dat as ek dit doen, U my op die regte pad sal lei. Al weet ek ook niks daarvan nie. En daarom sal ek altyd op U vertrou. Al lyk dit asof ek verlore en in die doodskaduwee is. Ek sal nie bang wees nie, want U is altyd by my. En U sal my nooit los om hierdie pad alleen te stap nie. Amen. As jy die Bybel saamgebring het, nooi ek jou om te blaai na ons teksgedeelte waarmee ons hierdie week gaan besig wees, Johannes 14, en ek lees vir ons die 6de vers. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Daar is 4 fases, dink ek, waardeur ons in die lewe gaan. Natuurlik is daar baie meer as 4, maar hoofsaaklik in ons lewens is daar hierdie 4 goed wat gebeur, wat vermeng is, waardeur ons gaan en wat die hele tyd met ons gebeur. Die eerste ding wat met ons gebeur, is dat ons 'n onbewuste onbevoegdheid het. 'n Onbewuste onbevoegdheid. En dit gebeur met ons as ons op 'n plek kom waar ons nie weet dat ons nie weet nie. Ons kom baie keer op plekke in ons lewens waar ons dink dat ons die antwoorde het. Waar ons dink dat ons uitgesorteer is. Waar ons leef asof ons weet. Maar eintlik weet ons glad nie. Amper asof ons 'n onbewuste onbevoegdheid het. Die tweede fase waardoor ons dikwels gaan, is wanneer ons dan 'n bewuste onbevoegdheid het. En dis wat gebeur wanneer jy weet dat jy nie weet nie. Bietjie anders. Dis nie 'n slegte plek om in te wees nie. Ons hou nie baie daarvan nie, want dit maak ons angstig. As ons in 'n situasie beland of op 'n plek in ons lewe is, waar ons nodig het om te weet, en ons eintlik weet dat ons nie weet wat om te kies, of watter kant toe om te gaan, of wat om te doen nie, dan is dit vir ons moeilik en sleg. Want as daar iets is waarvan ons hou, dan is dit om te weet. Ons wil weet. Ons wil die antwoorde hê. Ons wil die pad sien en ken en weet waarheen hy op pad is. Maar dan gebeur dit, dat ons op 'n plek kom waar ons nie die antwoorde het nie. Waar ons nie die pad kan sien nie. Waar ons nie weet wat kan doen nie. En dan weet ons dat ons nie weet nie. 'n derde plek waar ons beland, fase, noem dit wat ook al ons wil, is wanneer ons 'n bewuste bevoegdheid het. Dis daai plek wanneer ons eintlik weet dat ons weet. En ons beland nogal daar ook. Dis nie die slegste plek om in te wees nie. Dis die plek wanneer ons weet dat ons eintlik weet. Eintlik het ons die antwoord.
Ons weet eintlik presies wat om te doen. Ons weet dan eintlik presies wat om te kies. Ons weet ook waarheen gaan hierdie keuse wat ek nou maak my lei. Ons weet eintlik dat ons weet. Ons weet wat is goed vir ons. En ons weet wat is sleg vir ons. Nou dikwels is ons nie baie lank op hierdie plek nie. En dan is daar 'n laaste ronde wat ons ook deurtrap. En dit is die onbewuste bevoegdheid. Nou dis 'n moeilike een. En dit gebeur gereeld met ons. En dit is wanneer ons vergeet dat ons weet. Dis wanneer ons vergeet wat ons weet. Wanneer ons daar beland, dan is ons op daai plek waar ons al die les dalk 'n paar keer in ons lewe geleer het. Asof ons net vergeet het dat ons al daardeur is. Dat ons die les geleer het, dat ons die antwoord gehoor het, dat ons eintlik weet, maar ons kan dit nie onthou nie. En dan gebeur dit met ons dat ons weer dieselfde keuse maak en weer dieselfde ding doen, dieselfde woorde gebruik en op die einde van die dag beland ons op 'n plek waar ons eintlik dan onthou, dikwels te laat, dat ons eintlik geweet het. Ons het geweet wat om te doen. Ons het eintlik die heeltyd geweet. Ons het net vergeet. Dit voel vir my dat die disippels gereeld deur hierdie 4 fases of rondes gewerk het. Hulle was gereeld op plekke waar hulle nie geweet het dat hulle nie weet nie. En dan het Jesus hulle gehelp. Hulle was ook meer as een keer op hierdie plek waar hulle geweet het dat hulle nie weet nie. En dan was hulle op 'n plek waar hulle geweet het dat hulle weet en meeste van die kere het hulle net vergeet dat hulle weet. Die teksgedeelte waaruit Johannes 14 kom, is presies die plek waar hulle self bevind. Jesus kom na hulle en sê vir hulle, ek gaan nie meer lank by julle wees nie. Hy's op pad na die kruis, hy's op pad om te sterf, en dan sê hy vir hulle, na dit gaan ek weggaan, en ek gaan om vir julle plek voor te berei, en dis dan wanneer hulle angsbevange deur hierdie 4 fases amper werk en draf en hardloop. Die eerste ou wat angstig raak is Petrus, en hy wil dadelik weet, maar Jesus, waarheen gaan jy? Jy kan ons nie los nie. Die idee dat daar 'n dag en 'n tyd gaan wees wat Jesus nie by hulle is nie. Op daai oomblik is dit asof hulle net vergeet het dat hulle dit eintlik weet. En dan sê Petrus vir Jesus, maar waarheen gaan jy en hoekom kan ek nie saamgaan nie? Jesus, ek wil gaan waar jy gaan. Kort op sy hakke is die volgende ou is Thomas. En Thomas sê dan, maar Jesus, ons ken nie die pad waarheen u gaan nie. Ons gaan nie weet hoe om daar uit te kom nie, want ons ken nie die plek nie. Ons weet nie waarheen u gaan nie. Nou, hoe moet ons die pad ken? Hoe moet ons weet om daar uit te kom? En eintlik weet hulle. En dis dan op hierdie oomblik wat Jesus intree en dan herinner Jesus vir hulle, maar julle weet. Ek is die weg, die waarheid en die lewe en ek gaan na my Vader toe. En julle ken die pad. Julle ken die plek. Julle weet wie God is. Gisteraand het ons mekaar gesê dat die vraag wat ons moet vra is nie wie is ons nie, maar wie is God? Here, leer ons u naam. En in 'n oomblik het die disippels net vergeet. En dan kom Jesus en hy sê, maar eintlik weet julle. Julle weet wie God is. Julle weet, julle het net vergeet. Filippus is arrogant. Hy staan op en dadelik sê hy vir Jesus, maar wys ons dan wat ons weet. Ek wonder hoeveel keer in ons lewens doen ons dit. Wat ons amper soos Filippus arrogant voor Jesus gaan staan en vir hom wil sê, maar wys ons dan. Wys ons dan wat ons weet. Wys ons dan wat u dink ons weet. Op hierdie stadium wonder ek of Jesus nie net sy kop geskit het en amper vir hulle wou sê, maar hoe weet julle nog nie?
Hoe het julle vergeet? Weet julle nie dat julle nie weet nie? Of weet julle regtig nie? Die hele punt wat Jesus maak, is dat sy tyd op aarde klaar is. Jesus het alles kom doen wat hy moes kom doen. Hy het vir hulle en vir ons alles kom gee en kom wys waarvoor die Vader hom gestuur het. En daarom wanneer Jesus aan die kruis is, kan hy die woorde sê, dit is volbring, dit is klaar. Maar ek en jy, ons is soos hierdie disippels wat dink dat ons weet nie genoeg nie, en dit wat ons weet is nie reg nie. En ons is soos hulle wat amper vir Jesus wil sit en vir hom wil sê, maar wys ons dan, maar weer van voor af. Asof ons glo dat daar nog iets is wat God moet doen vir ons, om die pad te ken. Jesus sê, ons ken die pad, want hy het dit vir ons kom leer. Hy het dit vir ons kom wys. Hy het dit kom loop. Maar ons sukkel. Asof ons nie glo dat Jesus ons ook soontoe neem nie. Regter die skrif, en gisteraand het ons begin by die verhaal van Abraham, en ek wil vanaand 'n stukkie verder vertel van Abraham se storie. Wanneer God by Abraham kom en hy roep hy vir Abraham weg van sy huis af. Hy roep hom uit die land van Ur waar hy gevestig is, waar sy familie gewoon het, waar hy groot geword het, waar hy die paaie geken het. En dan kom God by Abraham en hy sê vir Abraham, maar jy moet alles oppak. En jy moet gaan op 'n pad wat jy nie ken nie. Ek gaan jou stuur op 'n pad waarvan jy niks weet nie. Alles wat jy weet, gaan jy agterlos. En jy moet my vertrou. Is dit nie wat geloof is nie? Iewers het geloof vir my en vir jou die ding geword wat ons glo, dat dit is iets wat ons weet. Geloof is nie iets wat ons weet nie. Dalk is geloof juis die feit dat ons nie weet nie. Dat ons nie weet wat volgende op ons pad gaan kom nie. Dat ons nie weet noodwendig waar môre gaan wees nie. Maar wat ons weet is dit. God is daar. Dis sy pad. En soos vir Abraham vat hy ons op die pad en kan ons hom vertrou. Op 'n stadium breek daar hongersnood uit en dan beland Sara en Lot en Abraham en die hele spul in Egipte. En die storie raak vreemd, die pad is vreemd. Abraham is bang vir die farao en dan stel hy vir Sara, sy vrou, vooraan die farao as sy suster. En met tyd vind farao die waarheid uit, hy is woedend en hy jaag hulle weg. Maar nog steeds gaan dit nie sleg met Abraham nie, want volgens die skrif het hulle genoeg diere tussen hom en Lot, dat daar nie genoeg weiveld vir alles is nie. En dan moet hulle grond soek waar die diere kan wei, Lot raak in die moeilikheid, Abraham help hom, die pad is te mekaar. En Lot en Abraham en Sara gaan voort. En in die tussentyd leef daar in Abraham die belofte wat God gemaak het oor kinders. En ek kan net dink hoe Abraham gedink het, maar hoe moet ek vir die kinders wat ek nie het nie, die storie vertel van hoe u met my 'n pad gestap het. En dan uiteindelik word Isak gebore. En dis dan wat die pad nog moeiliker raak. God vat vir Abraham met Isak na die berg Moria. Nou wanneer jy die teks gaan lees, die woord Eretz, die Hebreëse woord Eretz is nie berg nie. Dis pad. Dis die pad Moria. En dis 'n pad wat niemand kies nie. Dis 'n pad waarop niemand vrywillig 'n voet sit nie. Maar dis waar Abraham met Isak beland. Dis 'n gevaarlike pad.
Dis 'n pad waar mense nie veronderstel is om op te loop nie. En aan die einde van hierdie pad wag daar vir Abraham en vir Isak 'n altaar. En Abraham weet wat op daai altaar moet kom. Hy weet wat op hierdie pad moet gebeur, maar hy maak asof hy nie weet nie. Hulle stap dan op hierdie pad en op pad soontoe, op die weg, smeek hy vir God. Here, stuur 'n lam, stuur net 'n uitkoms, gee net 'n antwoord, gee 'n oplossing. Moenie dat hierdie die weg wees nie. Moenie dat dit is hoe hierdie pad gaan eindig nie. En dan daag God op. En God stuur nie 'n lam nie. Hy stuur 'n ram. Nou in die Hebreëus is die woord lam 'n swak dier, 'n dier wat dit nie maak in 'n terrein soos die pad Moria nie. Maar God stuur nie iets wat swak is nie. Amper asof Abraham voor God gaan staan het en gesê het, maar stuur dan ten minste net een of ander antwoord. 'n Bietjie van 'n uitkoms. En dan sal ek daarmee werk. Maar God sê nee. Ek stuur 'n ram. Die woord vir ram in die Hebreëus is 'n sterk woord. En die wortel daarvan, die hart van die woord, vertaal as magtig. Asof God by Abraham kom en hom herinner. Abraham, het ek nie vir jou my naam geleer nie? Het jy nie net my naam vergeet nie? Jy het vergeet, Abraham, wie ek is. Kan jy my naam onthou, Abraham? El Shaddai. Ek is God die Almagtige. En dis wat God stuur. Hy stuur 'n ram. Hy stuur 'n antwoord, 'n uitkoms wat geen mens kan uitdink nie, wat geen mens kan bring nie. Hy vat vir Abraham op 'n pad waarvan God die Almagtige is. Waar God wys en gee en voorsien. En niks daarvan is maklik nie. Maar God is El Shaddai. En dis op hierdie oomblik waar ons God se liefde en sy mag sien en hoe dit saamkom en hy die weg is. Daar is nie 'n ander weg. Wanneer ons die Bybel lees verder, sien ons keer op keer hoe dit presies is wat gebeur. Die Bybel is vol verhale van God wat op pad is, wat mense roep, homself verbind aan hulle, hom vir mense leer wie hy is. Ons nooi en toelaat om sy naam te leer ken en dit te gebruik. Dink aan Moses by die brandende bos. Moses, ek sit jou op 'n pad sodat jy die volk kan gaan red. En dan gebeur dit. Nie oor Moses nie, maar oor God die Almagtige. Dink aan Joshua. God sê vir hom, jy gaan die volk in die beloofde land invat, en die volk is bang, want die mense in die beloofde land is groot en gevaarlik. Maar God, die Almagtige, help hulle op die pad. Dink aan Rut wat haar huis en haar mense los, en sy gaan saam met Naomi, en dan sê sy vir Naomi, waar jy gaan, sal ek gaan, en jou God is my God. Ons dink aan Jeremia, een van die profete. God roep hom en sê vir hom, jy moet gaan na almal na wie ek jou stuur. Jeremia vertrou homself nie, maar God gaan saam. En so gaan die lys aan en aan en aan. Ons kan in die Nuwe Testament inklim. Dink aan Maria en Josef, en die pad wat God met hulle stap. Wie is vir 9 maande swanger en ry op 'n donkie? As God saamgaan, enige iemand. Maria antwoord vir God en sê, hier is ek, op u pad, hier is ek. Ons dink aan die disippels, Simon, Jakobus, Johannes, hulle vang vis. En dan daag Jesus op en hy sê vir hulle, volg my, ek is die weg. En hulle ken nie die pad nie. Hulle weet nie hoe dit lyk nie, hulle weet nie waar gaan dit eindig nie, maar hulle volg vir Jesus.
Want hy is die weg. Dis nie op daai oomblik vir hulle nodig om te weet wat hulle nie weet nie. Wat hulle weet is dat dit Jesus is wat hulle roep. Dink aan Saulus. Saulus vervolg Christene en dan op 'n pad kom God. Hy maak hom blind, hy stuur hom Damaskus toe en in Damaskus vind Ananias hom wat hom weer help om te sien. Ananias was bang want dis Saulus. Maar hulle is op mekaar se pad geplaas deur God. En so kan ons vanaand hier sit en ons elkeen se verhaal vertel. Ons kan jou storie vertel en ons sal sien hoe God met jou 'n pad stap. 'n Pad waar hy met jou 'n verbond gesluit het. Waar hy vir jou sy naam geleer het. Dit is nie deel van die rede hoekom ons kerk toe kom nie. Ons wil weer onthou wie God is, sodat ons 'n tree nader kan kom aan wie ons is op hierdie pad. Wanneer ek hierdie teks lees van Jesus sê hy is die weg, dan is dit wat ek hoor. Jesus herinner ons, julle weet wie God is. Julle ken die pad en julle is nie alleen nie. Daar is nie 'n pad waarop God nie kan gaan nie. Daar is nie 'n plek waar God nie 'n pad kan maak nie. Daar is nie 'n tyd wat vir God nie werk nie. Hy is God, die Almagtige. So vanaand wil ek, wanneer ons huis toe gaan, vra dat ons huis toe gaan met 'n vraag. Weet jy nie dat jy weet? Ek gaan jou nooi om jou oë toe te maak en dan luister jy saam na Deuteronomium 31. Wees dapper en sterk. Moenie bang wees nie en moenie skrik nie. Want die Here jou God, hy is die een wat saam met jou gaan. Hy sal jou nie in die steek laat en jou verlaat nie. Amen. Here, U is die weg. En ons is maar soos die disippels wat net vergeet en die pad duister raak. Dankie dat U nie ophou na ons gryp en vir ons roep en ons lei en ons wys en ons saam met U neem nie. Dankie dat U nie moed opgee nie, maar dat U aanhou om vir ons te leer, dat U aanhou om vir ons te herinner, dat U El Shaddai is. Dankie Here, dat U die weg is. Amen. Dit is nou geleentheid vir die dankoffers om opgeneem te word.
Vriende, kom ons staan en dan sing ons slotlied, God is liefde, die Retief Burger weergawe. Nou kom ons sing en staan en sing dit lekker saam. Dankie. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Staan sommer net so en dan doen ek vir ons 'n gebed, sommer as 'n seën. En die gebed wat ek vir ons doen, is die gebed wat die pelgrims bid as hulle op die Camino de Santiago gaan stap. O God, wat u dienaar Abraham uit die land van die Galdeërs uitgelei het, hom beskerm het in sy reis, wat die Hebreëse volk deur die woestyn gelei het. Ons vra dat u oor ons, u dienaars, sal waak, terwyl ons ook in u liefde wandel. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou en vir altyd met ons wees. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur